Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, tot en met so 2 weke gelede was die land in die wêreld wat die heel beste gedoen het met die hele COVID-pandemie tot en met nou, was die land Taiwan geweest. Ek weet nie wie van julle dit so klein bietjie gevolg in die koerante of op die internet nie. Dit is eintlik verstommend want Taiwan is net langs China. Dis hierdie eiland van oor die 20 miljoen mense wat dig bevolk is. Maar tot en met 2 weke gelede was daar nog net 1200 mense in Taiwan wat COVID gekry het. Daar was net 11 mense gewees wat gesterf het van COVID. Dit is absolute verstommende statistiek gewees. En toe 2 weke gelede het alles verander. 2 weke gelede het die spike by hulle gekom en het hulle gegaan van 1200 gevalle na 12.500 gevalle in die laaste 2 weke en die 11 sterftes is nou op na 400 sterftes toe. Dit beteken dat hulle is op van, en dit is soos verstommend om te dink, in 'n land soos Taiwan was hulle vir die laaste jaar omtrent 'n gemiddeld van 2 mense per dag wat COVID gekry het en nou is hulle op na 700 per dag toe op die oomblik. In 'n interview die week het die minister van gesondheid in Taiwan die rede gegee wat hulle glo is die groot rede vir hierdie massiewe toename in COVID gevalle in Taiwan en die minister van gesondheid het gesê dit het alles te doen met wat hy noem caution fatigue. Nou wat caution fatigue is, vriende, caution fatigue is dit wat gebeur as 'n mens vir 'n baie lang tyd moet waaksaam wees teen 'n gevaar. En waar jy vir so lank in die midde van 'n gevaar is dat dit begin so bietjie te normaliseer. En jy raak so klein bietjie moeg veral moeds en immunies en so jy begin 'n klein bietjie laks raak. Jy weet die gevaar is nog steeds daar, maar jy raak laks en wat jy doen is jy begin selfs in jou kop so klein bietjie dink wel ek is alright tot en met nou, so ek dink ek gaan okay wees. En dit is nie net natuurlik in Taiwan wat caution fatigue ingeskop het nie. Ek dink ons almal het redelik daai fatigue ook onder ons. Ek bedoel 'n jaar gelede het almal van ons as jy van 'n winkelsentrum af gekom het, dan elke liewe ding gesanitize en jy het jou masker opgehad by die werk, nou nie meer nie. Rede want ons het caution fatigue. En ek begin hier, vriende, want ek dink dieselfde caution fatigue dinamika speel ook uit wanneer dit kom by ons as Christene se stryd teen sonde. Spesifiek ons stryd teen seksuele sonde. Julle sien seksuele immoraliteit, vriende, volgens die Bybel is seksuele immoraliteit is werklik die grootste geestelike pandemie van ons tyd. Hierdie is wat die Bybel sê seksuele immoraliteit is. Dit is enige gedrag van 'n seksuele aard wat buite die konteks van 'n huwelik tussen een man en een vrou geskied. Dit is volgens die Bybel seksuele immoraliteit. En as dit die geval is, vriende, lewe ons in 'n wêreld vandag waar seksuele immoraliteit nie net aanvaarbaar is nie, maar dit word daadwerklik aangespoor. Dis die wêreld waarin ek en jy lewe. En hierdie pandemie is oral om ons. Die rolprente wat ons kyk, is vol van seksuele immoraliteit. Die liedjies wat ons na luister, wat ons kinders na luister, is vol van seksuele immoraliteit. Die boeke en die tydskrifte wat ons lees, is vol van seksuele immoraliteit. Die grappies wat ons kinders selfs van 'n laerskoolouderdom vir mekaar vertel en op hoërskool, is vol van seksuele immoraliteit. Die bemarking van elke produk al buite wat ek en jy koop, kom met seksuele immoraliteit. En so kan ons aangaan, vriende, die datingkultuur, selfs op ons skole en op universiteite, is vol van dit. Ons lewe in 'n wêreld vandag waar om saam te bly voor jy getroud is word nou genormaliseer. Dit is 'n fyn ding om te doen, selfs vir Christene om saam te slaap is heeltemal fyn in ons samelewing. Flirting en al die seksuele innuendo is ryp in ons werksplekke waar ek en jy werk. Die toename van egbreek in ons wêreld, selfs onder Christene, is skyrocket in die wêreld waarin ek en jy woon. Dan is daar die miljard rand pornografie industrie.
En dan byvoorbeeld selfs in hierdie maand is 'n voorbeeld daarvan, dan selfs lewe in ons 'n wêreld waar die LGBTQ agenda ge-institutionaliseer is in die wêreld waarin ek en jy vandag woon. Die uiteinde van dit, vriende, hoor asseblief mooi, is dat ons as Christene is 'n mense wat caution fatigue het, wanneer dit kom by die gevare daar buite met betrekking tot seksuele immoraliteit. Ons weet dit is daar, ons weet dalk selfs in ons koppe sekere dinge is gevaarlik en sekere dinge moet vermy word, maar die realiteit is, ons is so klein bietjie oor al die moets en die moenies, ons raak so klein bietjie laks, ons raak so klein bietjie blasé, en ons is uitgeput in hierdie stryd teen seksuele sonde. En so dit is waaroor ons vandag wil saamgesels. Die vraag vir jou en vir my is, wat sal ons as gelowiges kry om nie caution fatigue te kry nie, soos wat ons lewe in 'n wêreld met hierdie geestelike pandemie nie, maar wat sal vir jou en vir my 'n mense maak wat sal attent wees en inderdaad sal vlug van seksuele immoraliteit. Dit is, vriende, waaroor 1 Korintiërs 6 gaan wat ons vandag na saam kyk. En so net 'n klein bietjie konteks vir ons maak nou klaar met hierdie reeks. Maar wat ons gesien het, as jy saam met ons was in die laaste 6 hoofstukke, is dat die kerk in Korinthe was eintlik verskriklik baie gewees, soos die westerse samelewing waarin ek en jy onsself vandag gaan bevind. Ons het dit 'n paar keer genoem in die reeks, as alhoewel hierdie 'n kerk in Korinthe was daar nog baie van Korinthe binne in die kerk gewees. En so hoofstuk 1 tot 4 het ons gesien dat hierdie kerk was heeltemal wêrelds gewees. En hierdie kerk het geoperate op grond van die celebrity culture van die dag, en so dit het uitgespeel in die kerk, en so die kerk het faksies gehad van wie hulle favorite geestelike leiers is, wie hulle gaan volg. En toe in hoofstuk 5 het ons gesien dat hierdie kerk weer eens in hulle wêreldse wêreldbeeld, wat hulle gedoen het, is dat hulle was verskriklik tolerant gewees. So tolerant gewees dat hulle het nie mekaar as Christene aangespreek oor onbekeerde sonde in hulle midde nie. Toe laasweek in hoofstuk 6 vers 1 tot 11 het ons gesien dat weer eens in hulle wêreldse mentaliteit, het hierdie Christene in Korinthe, het hulle heeltyd vanaf 'n plek van selfregverdiging geoperate. Hulle was 'n mense wat heeltyd kwaad met kwaad vergeld het, en so hulle het mekaar na die howe toe gesleep en so die naam van Jesus oneer aangedoen. En in vandag se gedeelte, vriende, in vers 12 tot 20 van hoofstuk 6, sien ons verdere wêreldse optrede wat Paulus aanspreek oor die kerk in Korinthe. En dit is dat hulle is Christene wat laks geraak het wanneer dit kom by seksuele immoraliteit. En dit is wat hy hierso aanspreek. Kyk saam met my daar, hou julle Bybels of julle blaadjies byderhand, sien raak saam met my daar, hierdie is waar ons gedeelte gaan. Vers 13 verwys Paulus na seksuele immoraliteit, vers 18 verwys hy weer daarna. Die in hulle spesifieke konteks is die spesifieke saak wat hy aanspreek, wat 'n aspek van dit is die prostitusie wat onder Christene duidelik of beoefen word en deur ander net gesien word as 'n redelike, nie so 'n bad ding om te gebeur vir hulle as Christene nie, maar sien die groot opdrag daarso in vers 18, die groot opdrag van die gedeelte is dit, flee from sexual immorality. Met ander woorde sê Paulus, Christen, moenie net waaksaam wees teen seksuele immoraliteit nie. Hardloop so vinnig en so ver moontlik weg soos wat jy kan. Daai moet jou postuur wees. As daar hierdie gevaar is van seksuele immoraliteit, Christen, flee from it. Hardloop so vinnig en so ver soos wat jy kan daarvan weg. Nou hier is hoe die gedeelte aan mekaar sit en wat ons nou gaan sien. In hierdie gedeelte, vriende, wat Paulus hierso doen is, hy wil ons motiveer om te vlug van seksuele immoraliteit. Hy gee vir ons in hierdie gedeelte 5 redes. 5 redes hoekom ons behoort te vlug as gelowiges van seksuele immoraliteit. En die manier wat in ons gedeelte gaan opbreek, gaan ons sien, is dat in vers 12 tot 14 wat Paulus daarso doen, is hy verwys na sekere waarhede wat die Korintiërs verkeerd het, en dan gaan hy in vers 15 tot 20 verwys na sekere waarhede wat die Korintiërs vergeet het. En dit is daai 5 dinge wat hy gaan noem, wat die redes is, hoekom nie net hulle nie, maar ons ook behoort te vlug van seksuele immoraliteit. So kom ons kyk saam na dit.
hou julle Bybels oop daarvoor. Vers 12 tot 14 dan, waarhede wat die Korintiërs vergeet het. Kyk saam met my daar in vers 12. Die eerste waarheid wat hulle vergeet het, is hulle verstaan van Christenvryheid is totaal en al verkeerd. Vers 12, Paulus begin daar met 'n gunsteling slagspreuk van die kerk in Korinte, en so, dit is daar in aanhalings vir ons, wat die kerk sê, en Paulus herhaal het 2 keer daar, hy sê, dat hierdie Korintiërs sê, all things are lawful to me. Julle sien, in hierdie lewe is die gevaarlikste leringe, is halwe waarhede. Dis die gevaarlikste ding in die lewe, is 'n halwe waarheid. Want natuurlik is daar 'n mate waarin daai stelling van hierdie kerk, hierdie Christene waar is. All things are lawful to me. Jesus kom in Johannes 8 vers 36, en Jesus kom en hy sê, if the Son sets you free, then you are free indeed. Die hele boek van Romeine gaan nie oor, die hele boek van Galasiërs gaan nie oor, dat ons as Christene deur ons geloof in Jesus, is ons nie meer 'n mense wat nou onder die wet is nie. Jesus het gekom en hy het die wet vervul en hy het die straf vir ons wetteloosheid gevat, en so in daai sin is ek en jy nie meer onder die wet nie, ons is vry van die wet, dit is waar. Maar dit is nie al wat die Bybel sê nie. Judas, einde van die Nuwe Testament, klein kort brief, Judas 1 vers 4, sê die skrywer Judas vir ons, dat ons moet nie die genade van God gebruik as 'n lisensie vir immoraliteit nie. En dit is wat die Korintiërs besig was om te doen. Hulle was ouens wat gesê het, hoorie, ons is genuine, ons is baie gospel-centered, jy weet, ons is groot op genade, prys die Here, Jesus het gesterf vir ons sondes, en in ons is sondig, ons kan nooit goed genoeg wees vir God nie, dis alles net die genade van Jesus, en dit is waar. Maar wat hulle vir mekaar begin sê het, en hoe hulle funksioneel geoperate is hulle het gesê, wel omdat Jesus dan die wet vervul het, en omdat hy vir ons sonde reeds gesterf het, beteken dit dat, man, ons hoef nie so ernstig te wees oor hierdie knaande vereistes, en die moets en moenies met betrekking tot seks en seksualiteit nie. Nee, ons is vry, seksuele immoraliteit is nie so bad nie, man, moenie so wetties wees, en heeltyd karring oor wat ons moet en wat ons mag doen nie. Waarop Paulus in vers 12 hier antwoord, kyk saam met my daar, hy sê ja, in een mate is julle reg. In een konteks is dit dat ons is nie onder die wet nie, met ander woorde, ons is vry van die straf wat ons wetteloosheid verdien, ons is vry van dit. Maar moenie Christen, sê Paulus, moenie dink, dat dit beteken dat alles wat jy doen, is net goed en reg en behulpsaam nie. Moenie dink, einde vers 12 daarso, dat jy kan nou net gaan en dat dit goed en aanneemlik vir jou is om jouself weer 'n slaaf te maak nie. Sodat iets anderste, jou gedrag, jou nou gaan beheer en gaan oorheers en gaan domineer nie. Dink saam met my vriende aan alkohol. Tot en met die ouderdom van 18 mag jy volgens die wet ten minste nie alkohol drink nie, maar die dag wanneer jy 18 word, dan is jy vry van daardie wet. Jy staan nie meer onder daardie wet van alkohol wat jy nie mag drink nie. Maar natuurlik is daar die gevaar dat alkohol kan op so 'n manier gebruik word dat dit nie goed is vir jou nie. Dit is nie goed vir ander mense om jou nie. Natuurlik wat kan gebruik is, alkohol kan jou 'n slaaf maak. Jy kan verslaaf word aan dit, en so kan dit ontsaglike skade berokken aan jou en aan ander, en dit is in effek Paulus se punt. Hy sê dat die genade wat ons as gelowiges in Jesus geniet, ja, maak ons vry van die wet se veroordeling, maar vriende, ons is nie vry van, soos wat die Nuwe Testament oor en oor sê, ons is nooit vry van die wet van liefde nie. Jy is nooit vry van die wet van liefde nie. En so die vraag is hierdie optrede goed en liefdevol en goed vir jou en vir ander? En ek weet nie van julle nie, maar ek dink hierdie is 'n waarheid. Hierdie eerste waarheid is iets wat ons nie genoegsaam oor gesels baie keer as Christene nie. So baie keer as ons self dink, nê, ons praat oor seksuele immoraliteit en wat is daardie dinge wat ek mag doen of nie mag doen nie, waar ek die punt van sonde gaan oortree, wat ek oor die lyn gaan trap nie. En so baie keer dan praat ons dink dit self vir onsself of ons gesels met iemand anderste en die antwoord sal baie kere kom, maar hoor, wys vir my 'n versie in die Bybel wat sê ek mag nie hierdie rolprent kyk nie.
Wys vir my die vers in die Bybel wat sê, weet ons kan nie saam bly of ons kan nie saam slaap nie. En dit is so, dit is altyd 'n goeie beginplek om te sê, wat sê die Bybel? Is daar 'n spesifiek moet of moenie in die Bybel vir ons nie? Daar's 'n tweede ding en dit is daar Bybelse beginsels wat met optrede nie strook nie. Maar dan is daar 'n derde ding wat Paulus hier aan raak, vriende. En dit is die vraag is jy besig om die wet van liefde te oortree? Is my optrede, of dit nou op my eie is, of dit is met iemand anderste, is dit werklik goed vir my? Is dit liefdevol? Is dit werklik goed vir die ander persoon? Is dit goed vir is dit goed vir my kinders? Is dit goed vir my vrou? Is dit goed vir my familie? Is dit goed vir my kerk? Is dit goed vir die samelewing? Weereens vriende, hier is dit goed volgens my definisie van goed, nê? Want dit is wat ons baie keer doen. Hoorie maar, hierdie is wat ek wil hê, hierdie is goed vir my. Die vraag is dit goed volgens God se definisie van wat goed is, soos in God se geopenbaarde wil, waar hy vir ons sê wat goed en reg en aanneemlik is. Strook my optrede met die manier wat God hierdie wêreld geskep het, en die wêreld wat hy my geskep het, val dit in by sy creation design. Hier is die tweede waarheid, vriende, wat die kerk in Korinthe verkeerd gehad het. So, ons het die eerste een gesien, kyk saam met daar in vers 13, en die kerk in Korinthe was verkeerd oor hulle verstaan van Christen spiritualiteit. Sien dit raak daar so in die gedeelte saam met my. Hier is 'n verdere slagspreuk van die kerk in Korinthe. Hulle het vir mekaar gesê, en hierdie was soos hulle mantra, hulle slogan gewees, food is meant for the stomach, and the stomach is meant for food. En baie kundiges dink dat die aanhaling moet verder aangaan, en ek dink die ouens is reg. Al die pad verder is hierdie nog steeds wat die kerk in Korinthe sê, and God will destroy them both. Dit alles is hierdie slagspreuk in die kerk in Korinthe, en hierdie is wat die punt van daai slagspreuk is. Onthou dat hulle lewe in die eerste eeu in 'n wêreld waar die wêreldbeeld daar buite is wat hulle genoem het Griekse dualisme. Met ander woorde, dit is 'n wêreld waarin jy kyk na alle realiteit aan die hand van daar sekere materiële dinge en daar is nie materiële dinge nie. En die materiële dinge, die fisiese dinge in hierdie lewe, wel daardie dinge is natuurlik, maar dit is tydelik. En dan het jy hierdie nie materiële geestelike dinge, en dit is jou siel, dit is jou gees, en dit is bonatuurlik, en dit is vir ewig. En daai is die manier wat hulle gedink het oor die lewe, en dis sê die Korintiërs hierso in ons gedeelte, soos kos vir die maag is, en die maag vir kos is, met ander woorde, ons het hierdie materiële aspek van ons menswees, en ons het natuurlike drange, en so ek raak honger, en daar's hierdie staf om jou honger te kan bevredig, jy noem dit kos, en so dis great, net soos dit met seks. Ek het hierdie natuurlike seksuele drange, dis waar, en seks is daar om daardie begeertes te bevredig. Dit is wat hulle wêreldbeeld vir hulle gesê het, en wat hulle sê, en so seksuele moraliteit is nie eintlik so erg nie. Want op die einde van die dag gaan dit alles anyway net gedestrooi word deur God. Dit is alles net tydelike menslike goeders. Hoorie wat regtig saak maak is jou siel, wat vir alle ewigheid. Dit is jou verhouding met die Here wat saak maak. So worry jy net oor hoe gaan dit hier in jou hart en jou kop, jy en die Here. Wat jy met jou liggaam aanvang, dit is nie eintlik so belangrik nie. Paulus sê vers 13, nee sê Paulus, the body is not meant for sexual immorality, but for the Lord and the Lord for the body. Met ander woorde, my liggaam bestaan nie vir seks nie. My liggaam, sê Paulus, bestaan vir Jesus. My liggaam behoort aan Jesus. En Jesus is besorgd oor my liggaam. Soveel so vers 14 sê hy dat God het ons liggame net soos Jesus uit die dood uit opgewek. Vriende, dat die opstanding, nie net van Jesus nie, maar jou en my toekomstige opstanding, is God wat aan ons uitbasyn en dit sê, hoorie, ek gee om oor jou liggaam. Jou liggaam is vir my super belangrik. Jou liggaam behoort aan my, en dit is hoekom ek jou liggaam eendag uit die dood uit gaan laat opwek. Julle sien, vriende, wanneer ons baie kere evangeliseer, dan sal ons vir mense sê, hoor hierso, die Here soek jou hart.
Of baie kere as ons mekaar disipel, dan sal ons vir mekaar ook die vraag vra en sê, hoorie, is jou hart op die regte plek? Nou dit is goed en dit is reg en dit is Bybels. Ons praat natuurlik nie van jou fisiese hart nie, ons praat daar eintlik van jou verhouding met die Here. Maar vriende, wat Paulus hier in hierdie gedeelte vir ons sê, is dat eintlik wanneer ons besig is met evangelisasie, is die roep, is nie net dat die Here soek jou hart nie, hy soek ook jou liggaam. En wanneer dit kom by disipelskap, is die vraag vir elkeen van ons is jou liggaam, nie net jou hart nie, maar is jou liggaam op die regte plek? Net soos, vriende, die Korintiërs, ons kom uit daai in 'n westerse wêreld, uit daai tradisie uit, is ek en jy mense wat hierdie dualistiese wêreldbeeld het. Ons is 'n mense wat ons lewens kompartimentaliseer en ons het 'n fisiese wêreld en ons het 'n geestelike wêreld. Hoe gaan dit met jou geestelik, sal ons sê? Asof daar is hierdie geestelike ding, ek en die Here en hoe my hart voel oor hom, en dan is hierdie ander ding, my lewe. Maar vriende, wat hierdie gedeelte ons aan herinner, is dat ware spirituality, ware geestelikheid is 'n liggaamlike lewe. Wanneer die Nuwe Testament praat van dat ons moet geestelik wees, dan sê dit nie jy moet nie fisies, nie materieel wees nie. Dit praat nie van 'n materieel, nie materiële kategorie nie. Dit sê jy moet vervul met die Gees wees. Die woord liggaam, vriende, kom 7 keer in ons gedeelte voor. Hierdie is so belangrik vir Paulus in hierdie brief dat hy gaan eindig met die brief van 1 Korintiërs. En die heel laaste hoofstuk gaan hy 'n hele hoofstuk spandeer om te praat oor hoe belangrik die liggaam is vir God in Christendom. Hy gaan 58 verse se ink mors om te fokus en te eindig op hierdie idee van ons liggaamlikheid. Romeine 12 vers 1 tot 2. Hier is die opdrag vir jou en vir my, Christen. Offer your body as a living sacrifice. This is your spiritual worship. Ons liggame is hoe ons die Here geestelik aanbid. En so ligpunt kan ek ons uitnooi tot dit. Kom ons stop en reflekteer daaroor. Julle weer daai woorde van Romeine 6 vers 13 wat vir ons sê do not use your body as an instrument of unrighteousness. Kom elkeen van ons reflekteer vir 'n oomblik. Hoe is dit heiliglik waar in my lewe? Hoe is ek besig om my brein as 'n instrument van ongeregtigheid te gebruik wanneer dit kom by seksuele immoraliteit? Hoe is ek besig om my oë en my mond en my lyf te gebruik om 'n instrument van ongeregtigheid te wees gegee seksuele immoraliteit? Nee, vriende, ons het nodig om te stop en te mediteer op hierdie waarheid van vers 13. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord and the Lord for the body. En ek dink en ek sê dit vir myself, dis iets wat ek nie genoeg gebruik as 'n strategie teen die stryd teen sonde nie. En Paulus sê vir ons, maar doen dit. Christen, stop gereeld en dink oor my liggaam behoort aan God. Nie net my siel nie, my liggaam behoort aan God. En die Here is besorgd oor my liggaam. Stop, reflekteer daarop en laat toe dat dit die petrol wees wat jou dan vers 18 gaan help om te vlug van seksuele immoraliteit. Dit bring ons dan by die tweede gedeelte van ons teksgedeelte vandag, vers 15 tot 20. Paulus het nou verwys na hierdie 2 waarhede wat die kerk in Korinte verkeerd het, en nou gaan hy aan vers 15 tot 20 en hy wys hy 3 waarhede wat die Korintiërs vergeet het. Sien julle daarso die taal, 3 keer in ons gedeelte, vers 15 en in vers 16 en in vers 19 praat hy met die Christen, hy sê, do you not know? Do you not know, Christen? Met ander woorde, daar is goeders wat hierdie Christene in Korinte vergeet het. 3 waarhede wat elkeen kom met sy eie beeld, wat Paulus in hierdie laaste 5 verse vir ons gee. En hierdie 3 beelde gee vir ons 3 verdere redes. Hoekom ek en jy behoort te vlug van seksuele immoraliteit? So baie vinnig, die eerste beeld daarso vind ons in vers 15 tot 17.
Vers 15 tot 17 gebruik hy hierdie beeld van ledemate, die Engels praat van members, so liggaamsdele, en die klem wat Paulus hierso lê op ons, is hy sê, deur hierdie prentjie te gebruik van ledemate, is Paulus herinner ons as Christene aan ons verbintenis met Jesus. Wat Paulus sê, is dat soos wat 'n arm en 'n been en 'n kop aan mekaar geheg is, so is 'n Christen geheg, verbind, een met Jesus. En dit is die punt wat hy daar maak. En hy sê as dit die geval is, Christen, besef wat die implikasies is, as daai waarheid waar is, besef wat is die implikasies daarvan vir seksuele immoraliteit, nie net vir jou nie, maar vir Jesus. Okay, dit is wat hy vir ons daarso sê. Hy gee daar 'n vraag in vers 15 wat ek in 'n ander taal wil sit sodat ons reg, want ek dink ons lees vers 15 maar dit tref ons nie op die manier wat Paulus dit bedoel nie. En ek wil dit op 'n ander manier stel wat ek huiwer om te sê want dit voel godslasterlik om dit te sê, maar ek dink dit is wat Paulus se vraag is in vers 15. Die vraag wat hy daar vra is en effektief dat hy vra vir ons, Christen, kan jy vir Jesus in die bed saam met 'n prostituut sien? Nou soos ek dit sê, alles in my skree uit, dit is blasphemy om dit net waag om dit te dink. Maar vriende, ek dink dit is wat hy so sê. Hy sê vers 15, never. Sien jy vers 16 tot 17, wat is die logika van wat hy daar so sê? Hy sê die gelowige wat seksueel intiem is met die prostituut, is verbind aan haar. Hy's een met haar. Maar die gelowige by wyse van sy geloof in Jesus is iemand wat verbind is aan Jesus. Hy's iemand wat een is met Jesus. En soos 'n goeie wiskundige wet, as X gelyk is aan Y en Y is gelyk aan Z, wel dan is X gelyk aan Z. Paulus sê as 'n gelowige een is met Jesus, maar hy's een met 'n prostituut, wat sê jy dan, Christen? Wat sê jy dan van Jesus? Dit is Paulus se punt hier. Dit is not a feel good punt, maar dit is 'n punt wat hy vir ons gee om ons te sê, daarom, Christen, vlug van seksuele immoraliteit. Moenie daarmee flirt nie, moenie kyk hoe naby aan die lyn kan jy kom voordat jy oor die tou getrap het nie. Hardloop weg daarvan af. Nie net vir jou nie, maar vir Jesus onthaalwe. Tweede beeld daarso, vers 19, gebruik hy die beeld van 'n tempel. Die tempel was natuurlik in die Ou Testament die plek waar God gewoon het, saam met in die midde van sy mense. Die tempel was die plek waar God se glorie aanskou kon word. Die tempel was die plek waar God geniet kon word, waar God se aanbidding gevier kon word. En vir daardie rede reg deur die Ou Testament was die tempel 'n plek wat geheilig moes wees. Dit was 'n plek wat moes gereinig wees. Dit moes geskik wees en gepas wees sodat die heilige God in die tempel kon woon. En dieselfde beginsel, sê Paulus, geld ook vir die Christen. Die verstommende aankondiging van die Nuwe Testament, vriende, is dat God nou 'n nuwe tempel het. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.